Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ek besef dis ek maak 'n klassiek fout want ek is nou 'n bietjie ouer dat 'n mens dalk 'n liedjie kan verwys wat nie almal ken nie, want soos ek dink hierdie is soos 'n redelike nuwe liedjie en meeste van julle was nie gebore toe die sang uitgekom het nie. Okay, maar en baie van julle sal die liedjie van die Black Eyed Peas al gehoor het, nê, hulle breakout hit, kan julle onthou Where is the Love wat uitgekom het, dis 'n Black Eyed Peas, nie nooit gehoor nie. Okay, dit was eintlik 2002, so party van julle was genuine nie gebore nie. Maar hulle eerste lied, Where is the Love, begin met hulle wat sing, met die vraag wat hulle vra, die sanger vra dit vir sy ma, en hy sê, what is wrong with the world, mama? Dis nie daai net, kom nou op. What is wrong with the world, mama? En dan, wat hulle in die liedjie lys, is alles wat fout is in die wêreld, nee, hulle verwys na dinge soos terrorisme, en rassisme, en oorloë, en twis, leuns, korrupsie, die gebrokenheid van gesinne, word nou verwys in die gebrokenheid van die wêreld en die samelewing om ons, en dan die bekende woorde wat hier bo op die skerm is, wat baie van ons ken, ek gaan dit nie sing nie, maar ek kon. En die koorgedeelte gaan as volg: people killing and people dying, children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach, or would you turn the other cheek? Father, 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 help us. Send some guidance from above. For these people got me questioning, where is the love? En die rede hoekom daai lied dink ek so treffer was, nie net omdat dit 'n nice tune is nie, dit is 'n baie lekker liedjie, maar ek dink omdat die boodskap resoneer met meeste van ons. As ek en jy net dink oor die wêreld om ons, of jy nou dit kyk op social media daar buite ver weg, of baie naby en jy kyk dit tot naby in jou eie lewe, hoe dit in jou lewe gaan, dalk in jou familie of in jou vriendegroep en in jou eie lewe, die verhoudings waarin jy staan, dan sit ons met hierdie einste frustrasie, hierdie einste wroging in ons hart. Ons kyk na alles en die wêreld, ver weg en naby, is messed up. Dis messed up, dit is gebroke en liefdeloosheid kenmerk die storie van, ten minste dis die ding wat ons headlines maak daar buite, en as ons dink om ons, is dit die seer goed wat ons so baie kere tref, en wat ek en jy onthou. Op die beste van tye is ons die sanger daar, want hy begin om te praat van sy ma, maar dan praat hy van nie sy aardse vader nie, hy praat van God. Father, 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 send some guidance from above. En ek dink ons almal was al op daai plek. Selfs as jy so sit en jy is nie 'n Christen nie, okay? Selfs as jy nie 'n Christen is nie, jy bid ook, okay? Jy bid ook. En ons almal het al uitgeroep na God en gesê, God, hoekom die gemors? Hoekom is dit so messed up? Hoekom al die gemors, die liefdeloosheid? Where is the love? En ek begin hiermee, vriende, want hierdie gedeelte wat nou net vir ons gelees was, is God se antwoord op dit. Ons baie antwoorde in die Bybel op dit, maar hier is 'n baie goeie antwoord op die vraag, waar is die liefde? En in Johannes 13 gee God vir ons daai antwoord, en dit is wat ons nog gaan kyk. Nou jy mag hier so sit en vir 'n oomblik dink, Poen, ons het baie gesing oor liefde, jy begin nou om oor liefde te praat. Ek het gedog ons praat vanaand oor dienaarskap. Hier is die korrelasie tussen die twee, en hierdie is super belangrik, so hoor asseblief tog mooi, ons gaan terugkom na dit toe. Vriende, ons kan nie as gelowiges begin om Jesus as dienaar te verstaan of te voel, dit te besef of te beleef, dat Jesus 'n dienaar is, as ons nie liefde verstaan nie. Skei liefde en dienaar, en nie een van die twee maak eintlik vir jou sin nie. Dit is nie ware liefde nie, dit is net Hollywood romantic bump, as daai tipe van liefde, of dit is nie regtig dienaarskap, dit is slawerny aan die ander kant. So jy kan nie die twee skei nie. Ek en jy, vriende, ons gaan nooit dienaars wees van ander, as liefde nie die spulpunt is, die beweegrede is, die hartklop is, vir ons bestaan nie. Dit is hoekom ons vanaand begin hierso en dink oor liefde. Liefdelose dienaarskap, soos ek gesê het, is niks anders as slawerny nie. Liefdelose dienaarskap is kragteloos, dit is waardeloos, dit verheerlik verseker nie vir God nie, gaan nie die wêreld verander nie. En so as ons vanaand saam dink oor Jesus, die dienaar van alle dienaars,
sien die liefdevolle Jesus vanaand. As ek en jy dink om oor dienaars te wees, 'n mens wat agter Jesus aanstap, kom ons maak seker ons beweeg nie ver weg van liefde af nie. Dit is wat ons oor gaan kyk. Kyk gou vinnig by my as jy jou Bybel byderhand het. Dit gaan dalk moeilik wees om dit op die skerm te kyk, so hopelik het jy jou Bybel byderhand. Die hele gedeelte word 'n boekends deur liefde. Het jy dit opgetel in ons gedeelte? Vers 1 begin en vertel vir ons van Jesus se liefde vir sy disippels, vers 1. Vers 34, einde van die boekend, vertel ons waar Jesus hierdie opdrag gee aan sy disippels om liefde te betoon. So dit begin met liefde, dit eindig met liefde. Dit gee vir ons die struktuur vir wat ons oor vanaand gaan gesels. Hierdie twee idees, hierdie twee punte. Ons gaan eerstens kyk na Jesus se liefde vir sy disippels. En dan gaan ons saam nadink oor Jesus se liefde in sy disippels of Jesus se liefde deur sy disippels. Okay, Jesus se liefde vir sy disippels en dan Jesus se liefde in sy disippels. Kyk gou saam met my daar. As jy enigstens die teks byderhand het, vers 1 tot 11, Jesus se liefde vir sy disippels. Die apostel Johannes vertel vir ons in vers 1 baie belangrik dat nou hierdie gebeure wat hier afspeel wat vir ons gepen is in Johannes 13 vind plaas reg voor die begin van die Pasga. Die Pasga is natuurlik daai bekendste van Ou Testament Joodse feeste wat die Jode tot vandag toe vier dit, maar wat hulle gevier het soos wat hulle teruggedink het oor daai definitief gebeurtenis in die lewe van Israel. Toe God hulle voorvaders uit Egipte, uit slawerny uit bevry het by wyse van die paaslam. En julle ken die storie van Exodus wat die lam wat geëet moes word, bloed in die kusyne sodat God se woede kon paas over. Okay, so daai is die ding wat Jode vier. Johannes vertel vir ons, dit is nou daardie tyd in die kalender van Israel, soos wat Jesus nou by mekaar kom. Wat ons ook weet is dat hierdie is letterlik ure voor Jesus se kruisdood. En inderdaad alles wat ons het in Johannes 13 tot Johannes 17 staan bekend as die bokkamer toespraak of wat is die Engels vir dit? The upper room discourse. Dit is hier die langste gedeelte wat ons het van Jesus se leringe aan sy disippels, Johannes 13 tot 17. Wat Jesus doen in hierdie 4 hoofstukke is, hy maak sy disippels gereed vir die kruis, wat kom in 'n paar uur van nou af. Hy wil hê sy disippels moet verstaan, wat is die betekenis van daai kruisdood van hom, wat kom oor 'n paar uur. Jesus wil hê hulle moet verstaan, wat is die implikasies van sy kruisdood oor 'n paar uur. En die eerste les in hierdie hoofstukke wat hy vir hulle leer, die heel eerste ding wat hulle moet verstaan, soos hulle dink aan die kruis, betekenis en implikasies, is liefde. Hulle het nodig om liefde te begryp. Kyk vers 1, having loved his own disciples, who were in the world, he loved them now to the end. Tot by die einde toe gaan Jesus hulle lief hê. Die NIV vertaal dit anders en dit is 'n goeie armdruk, wie se vertaling is die beste? Die NIV sê, Jesus showed them the full extent of his love. So ons is nie seker, is dit Jesus se liefde tot die einde toe, of die volle omvang van sy liefde nie 10-1, 'n bietjie van beide, en dit is ook hoe my vertalers sukkel om dit te vertaal. En so dit is wat Jesus nou gaan doen. Hierdie is hoe hy daai les oor die omvang van sy liefde vir hulle nou gaan leer. Hy doen vers 2 tot 11. Julle ken die storie. Hulle sit nou aan, dit is die Pasga maal en Jesus gaan. Hy staan op. Hulle het gesit, lê. Jesus staan op, hy haal sy bokkleed af. Almal kyk vir hom. Hy vat 'n handdoek en hy bind dit om sy middel, om sy lyf vas. En Jesus kry 'n bak water en hy vul die water en hy sak op sy knieë af en hy begin stadig maar seker elkeen van die disippels se voete te was. Nou ek en jy moet hierso stop en net indrink hoe absoluut skokkend dit is wat Jesus hierso doen. Vir dit het ek en jy nodig om die konteks, die kultuur te verstaan. Onthou, in daai tyd het hulle nie teerpaaie gehad soos ons nie, hulle het grondpaaie gehad. Hulle het nie straatligte gehad. Ons het ook nie gegee load shedding straatligte nie. Okay, maar vergeet dit, okay. Hulle het glad nie lig gehad nie en hulle het grondpaaie gehad. Hulle het nie met tekkies met Nikes rondgeloop nie, hulle het met sandale geloop, okay. So as jy aangekom het by 'n plek, dan is jou voete sweterig, dis vuil, jy dalk in donkie mis getrap, dis nie lekker nie, okay. Dit wat dit verder nogals 'n probleem maak as jy met vuil voete aankom by 'n ete, is dat jy het nie by 'n tafel gesit en met 'n mes en 'n vork geëet by 'n stoel nie.
Jy het aangelê by die tafel. Okay? So jy het so so gesit by hierdie laattafel, wat beteken is my voete is in jou gesig. Jou voete is in iemand anders te gesig. Dit is baie belangrik dat ons almal by 'n maaltyd skoon voete gaan hê in daai tyd. En vir daardie rede hierdie gebruik van om voete te was. Maar dit is nie 'n lekker job nie. En so dit was benede Jode gewees. Jode het nie voete gewas nie. Hulle heidense slawe het voete gewas. En hier kom Jesus. Hulle Here, hulle meester, en Jesus kom en Jesus gaan en hy neem daai rol in van die slaaf, die heidense slaaf, en hy was die voete van die disippels. Hy begin hulle was, die disippels weet nie wat aangaan nie. Dis baie awkward. Petrus reageer. Kyk saam in vers 6. Petrus sê in vers 6, Jesus, daar is nie 'n manier wat jy my voete gaan was nie. Jy is my Here, jy is my meester. Jy is my held. Jy gaan verseker nie so neerdal en my voete was nie. Kyk wat sê Jesus vir hom in vers 7 en 8. Jesus sê vir Petrus, natuurlik vir al die disippels, Peter, what I am doing, you do not understand now, but afterward you will understand. If I do not wash you, Peter, you have no share with me. Nou wat bedoel Jesus hiermee? Wat belangrik is hier, vriende, is duidelik, net soos jy dit lees, is dat dit wat Jesus doen, is 'n prentjie van 'n ander realiteit. Dit wat Jesus doen is simbolies van iets wat afterward duideliker vir hulle sal wees. En wat baie belangrik hierso is dat Jesus is besig om vir hulle te wys dat hy is 'n dienskneg wat juis op 'n sekere manier gaan optree om op 'n dieper, belangriker manier sy disippels skoon te was. Nou vir ons, om presies te verstaan wat Jesus hier kommunikeer, soos oral in die Bybel, soos oral in die Nuwe Testament, is belangrik dat ek en jy moet die Ou Testament verstaan. Dit is hoekom die helfte van die tyd ons sukkel om die Nuwe Testament verstaan, want ons het nie die Ou Testament heeltemal gelees nie. En spesifiek hier het ons nodig om die boek van Jesaja in gedagte te hou. Net in die hoofstuk voor hierdie hoofstuk 12 het Johannes ten minste 2 keer indirek verwys na die boek van Jesaja. Daar's allusions na Jesaja in hoofstuk 12 en 2 keer net in die hoofstuk voor, onthou die hoofstuk was nie daar gewees nie, is alles een storie. En 2 keer net voor hierdie in hoofstuk 12 het Jesus direk die boek van Jesaja aangehaal. So hulle almal is in Jesaja mode soos wat hierdie nou afspeel. Dit is wat nou hier gebeur. En een van die groot temas, vriende, in die boek van Jesaja is die idee, die aanklag vanaf die profeet af, vanaf God af weer die profeet aan God se mense, waar God vir hulle sê, julle my mense is vuil in my aangesig. Oor en oor in die boek van Jesaja, julle staan, weens julle sonde skuld, staan julle vuil in my teenwoordigheid. Jesaja hoofstuk 1 vers 16, Jesaja hoofstuk 4 vers 4, Jesaja hoofstuk 6 vers 5, Jesaja hoofstuk 52 vers 1 en vers 11, en dan hierdie woorde, kyk saam met my bo op die skerm, Jesaja 52 vers 13 en 15. Vir God se mense, die aanklag, hulle is vuil in God se aangesig. Al hulle righteous werke kan hulle nie skoon kry in God se oë nie. Hier is die belofte. Die belofte is oor die lydende dienskneg wat sal kom. Jesaja 52 vers 13, Behold, sê God, my servant shall act wisely. He shall be high and lifted up, and he will be exalted. As many were astonished at you, his appearance, the servant's appearance was so marred, beyond human semblance, and his form beyond that of the children of mankind. So shall he sprinkle many nations. Die belofte vir 'n vuil mense weens hulle sondeskuld by God is daar gaan 'n dienskneg kom wat gaan lei. God se dienskneg gaan kom en hy gaan high and lifted up wees. En hy gaan so verwronge maard wees dat jy hom amper nie gaan erken soos hy daar hoog is nie. Maar hy gaan kom en hy gaan nie net sy mense nie, maar die nasies besprinkel. Die woord besprinkel daar is dieselfde woord in die Ou Testament. Oral wat ons vind vir wanneer die priester in die allerheiligste die offergawe gebring het om in die allerheiligste
versoening te bewerkstellig deur die bloed van die offer te besprinkel. Dis daai woord wat hier gebruik word van die lydende dienaar. Dit is, vriende, hoekom die gedeelte begin in vers 1 om ons te vertel dat Jesus se kruisdood presies parallel loop met die Passover. Want die twee gaan saam, dis die hele punt. Dis nie per toeval nie. Die punt is Jesus is die, soos Johannes die Doper vroeër dit sê in Evangelie van Johannes 1 vers 29, Jesus is die lam van God wat gekom het om die sondes van die wêreld te kom wegneem, om dit te kom reinig, om dit te kom skoonmaak. Vriende, dit is wat Jesus hier aankondig. Ek het vroeër die week, toe kom ek op 'n ou video af. Dit is honestly die cutest ding. As enige van julle na die tyd, kan ek dit vir julle wys hier, die video. Dit is die cutest video. My vrou het dit vir my, ek het dit hierdie week weer gesien, maar dit is 'n video wat my vrou geneem het 'n klomp jare gelede. Ek was oor see vir 'n werksding vir baie lank. 4 klein kindertjies op daai stadium, nog steeds 4, maar hulle was toe tussen 0 en 4. By my laaitjie was nog nie 1 nie, en die dogtertjies was, wat is dit, amper 3, my oudste laaitjie was amper 5. En sy neem hierdie video van hulle, en sy neem hierdie video, en sy vra vir hulle, how much do you love papa? En dadelik gaan Anay, my een dogtertjie en my oudste seun Liam, hulle gaan sê, this much, so much. Dis wat Jesus sê in hierdie gedeelte. Hoe lief is hy vir ons? Hoe lief is God vir ons? So lief soos Jesus se arms op die kruis wat oopgemaak word vir jou en vir my. For God so loved the world, John 3 verse 16, that he gave his only son. Jesus kom, dit is hoe lief hy vir ons. Dit is die full extent of his love. Hy kom as die dienaar, kom hy op 'n kruis om jou en my, ons wat vuil weens ons ongeregtigheid en God se teenwoordigheid is, te kom skoon was. This is how much he loves us. So much. Vriende, 2 implikasies vir jou en vir my, net oor dit. In vers 7, 2 keer in vers 7, ons gaan dit ook later sien, gebruik Johannes die woord understand. Jesus sê 2 keer, julle verstaan nie nou nie, maar na die kruis sal julle behoorlik verstaan. You will then understand. En vriende, ek wil hê ons moet net stop vir 'n oomblik en die omvang van Jesus se liefde vir ons net opnuut besef. Die gevaar vir ons as Afrikaners is, ons hoor dit so baie, ons sing so baie God is liefde, en al hierdie woorde, ons ken die lingo, dat dit beteken vir ons niks nie. Of dit beteken vir ons nie soveel soos wat dit behoort te doen nie. So ons het nodig om te stop. Dit is die stryd van geloof, is vir jou en vir my om te glo, ten spyte van hoe ons doen en perform en hoe ons voel, en wat die wêreld vir ons sê, is dat dit is hoe lief God vir ons is. En ons het die nodige om die omvang van Jesus se liefde te besef. En die omvang van Jesus se liefde is die afstand tussen wie Jesus is en wie hy vir ons geword het. Hy wat God is, wat diensknegt word. Die omvang van Jesus se liefde is daai afstand tussen hy wat in die hemele was, wat op die kruis ter helle neergedaal het. Hoor die woorde van hoe Paulus presies hierdie punt maak in Philippians 2 vers 6 tot 8. Kyk saam met my op die skerm, bekende woorde. Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not account equality with God a thing to be grasped, but he emptied himself by taking a form of a servant, being born in the likeness of men and being found in human form, he humbled himself even more by becoming obedient to death, even to death on the cross. Vriendin, stop net gou vir 'n oomblik te hoor en reflekteer daaroor. Dit is jou en my diepste begeerte. Elkeen van ons het ons diepste begeerte is om liefgehad te word. En jou en my grootste vrees in hierdie lewe is dat as enige iemand regtig sou geweet het hoe messed up ons is. Selfs jou vrou, selfs jou man, selfs enige iemand. As enige iemand geweet het hoe gebroke en messed up ek is, sou hulle my nooit lief gehad. En so dit is vir daai rede fake ons op die beste van die tye, want ons wil so graag lief gehad word. En die amazingste ding is, die een persoon in alle realiteit, die lewende God, wat meer as ek en jy besef hoe messed up ons is, hoe sondig ons is, hoe gebroken ons is. Ten spyte daarvan, juist daaroor, God demonstrated his love for us in this, Romeine 5 vers 8,
While we were still sinners, Christ died for us. Dit is hoe lief Jesus jou het. Hy weet jou slegste sleg, en hy het juis vir dit het hy gesê, ek is so lief vir jou, ek gaan my lewe gee, ek gaan jou kom dien, ek gaan die dienaar wees, wat my lewe uitstort vir jou, want ek is lief vir jou. Vriendin, drink dit in vanaand opnuut weer, glo dit. Hierdie is die stryd van ons geloof, om dit te glo. Dit is waar, nie omdat jy so voel nie, omdat dit gebeur het, omdat God so sê, hy is lief vir jou. Drink dit in, rus daarin. Maar dan tweedens deel daar, so die tweede punt, die tweede implikasie van daai waarheid, vriende, is, kom ons laat dan toe, dat Jesus die dienaar in liefde ons dien. Jy sien, dit is nie net dat dit nederigheid vat vir Jesus. Jesus moes homself verneder om ons te kom dien. Ek en jy het nodig om onsself te verneder. Om toe te laat dat Jesus ons dien. Hierdie is wat dit beteken om 'n Christen te wees. Jy humble jouself. Jy kom op daai punt waar jy beide vir God en vir almal om jou en vir jouself ophou lieg. En ophou sê, ek is fyn, ek is skoon. En jy erken, jy sê, ek is nie fyn nie. Ek is nie skoon nie. Ek staan vuil en skuldig en skaam voor die heilige Here. En jy het nodig, vriend, om op daai plek te kom. As jy nie op daai plek gekom het in jou lewe nie, en jy kan dit ook nie net vir God sê nie. Jy kan dit net vir God sê, maar as jy dit vir God sê, gaan jy dit vir ander sê. Jy kom op 'n plek in jou lewe waar jy sê, hierdie is wie ek is. Ek is messed up, ek is sondig. Jy verneder jouself. En die tweede ding wat jy doen, deel van die vernedering is jy sê, en ek besef, ek wat vuil is, kan nie myself skoonmaak nie. Ek kan nie deur nicer te wees, meer godsdienstig te wees, net ouliker te wees, meer te doen, meer te gee, meer te presteer, kan ek nie van my vuilheid skoon kry nie. Ek kan nie, daar's net een diensknegt wat dit kon doen, en dit is die lydende diensknegt op die kruis, wat sy lewe gegee het vir my. Kan ek jou uitnooi, kan ek en jy soos Petrus in vers 9, hierdie vir Jesus, hier is 'n goeie gebed om nou in jou hart te bid, daai woorde van vers 9, Jesus, as dit is wat jy sê waar is, Jesus, was my dan asseblief van kop tot toon. Was my ten volle, Jesus, asseblief. Dit is bekering. En die Christen, wat is iemand, en hy gebruik die taal daarvan, en dit is moeilik om presies te weet wat hy weet, hy sê van, jou voet is dalk nog vuil, maar jou liggaam is reeds skoon. Maar ek dink die punt daarvan is, die Christen is iemand, wat ek is nou skoon gewas deur Jesus, maar ek het nog steeds in my stupidheid en my sondigheid gaan rol ek in die modder gereeld. En dit is nie dat Jesus oor en oor kon gekruisig word vir my nie, maar ek kom terug en ek sê, Jesus, hier is ek alweer. Hier is ek weer 'n sondaar, en ek kom na jou toe, en ek kyk na jou kruis, die plek waar jy my alleen gereinig het. Kan ek jou nooi om dit te doen? En jy vanaand hier sit en sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, hierdie is nie vir my nie, hierdie is nonsens, kan ek jou waarsku, hoor wat Jesus hier so sê in vers 8, as jy nie so na Jesus toe kom, en jy besef dat jy is vuil, jy besef jy kan jouself nie skoonmaak nie, en jy kyk net na hom in geloof, as jy dit nie doen nie, dan is vers 8 se woorde van Jesus waar vir jou. If I do not wash you, sê Jesus, you have no share with me. Nie deel van my nie. Onthou, wat bedoel hy met share? Hy het vroeër gesê in die gedeelte, ek dink vers 3, the Father has given him everything. Alles behoort aan Jesus. Al die seëninge van God. Jesus sê, as ek jou nie skoon gewas het nie, dan het jy geen deel aan my nie. Jy het nie share with my nie. Maar indien ek en jy ja gesê het, ja, Jesus, ek is vuil, Jesus, jy het gekom om my te kom was, om my voete te kom was, jy het op die kruis my kom dien, om my skoon te was van my sonde. As jy dit gesê het, vanaand of al tevore, dan hoor jy die prachtige belofte wat Jesus vir ons sê in vers 10. Jesus sê in die middel van vers 10, weet dit, you are completely clean. Jy is ten volle skoon. Hier is die ding, as jy soos ek is, voel jy nie skoon nie. Ek voel amper nooit skoon nie. Deels omdat ons die Gees het, wat ons herinner aan die aanhoudende ongeregtigheid in ons lewens. Maar dit is net so moeilik om nie in sonde te verval nie. En so die heeltyd as gelowiges voel ons nie skoon nie.
hierdie woorde bly waar vir jou, glo dit. Hierdie is wat ons geloof beteken. Jesus sê, as jy toelaat dat ek jou voete was, is jy completely clean. Heeltemal. Ja, maar ek was net weer lelik met my vrou, jy's completely clean. Ja, maar ek het alweer vir die 500ste keer in porn verval, jy's completely clean. Ja, maar ek het alweer op 'n rassistiese manier hier opgetree. Ja, ek het alweer hier gejok soos wat ek altyd doen. As jy besef jy's vuil en jy kyk na Jesus, die een wat jy toegelaat om jou voete te was, as jy completely clean. Vriendin, glo dit. Die vraag is nie of jy so voel nie. Jesus sê dit, vat hom op sy woord. Hier is die tweede implikasie van die gedeelte. En dit gaan 'n bietjie korter wees. Ons het gekyk na Jesus se liefde vir sy disippels, vir ons. Kyk saam met die res van die gedeelte na Jesus se liefde in sy disippels of deur sy disippels. Vanaf vers 12 af aan die res van die gedeelte. Kyk saam met my, gaan gou vinnig ons vers 12 tot 17 vinnig lees. En lees dit saam met my geweer. Jesus sê, of Johannes sê vir ons eers, when Jesus had washed the feet of his disciples and put on his outer garments and resumed his place, he said to them, do you understand what I've done to you? You call me teacher and Lord, and you are right, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet, for I have given you an example that you also should do just as I have done to you. Truly, truly, I say to you, a servant is not greater than his master, nor is the messenger greater than the one who sent him. If you know these things, if you understand these things, blessed are you if you do them. Die logika is eenvoudig. Jesus sê, julle noem my julle Here, julle noem my julle meester, julle sê julle is my diensknegte. Julle is reg. Ek is julle Here, die een verhewe bo julle. As ek die een wat verhewe bo julle is, 'n dienaar geword het om in liefde julle te kom dien, sekerlik, hoeveel te meer sal julle wat my diensknegte is, as dit is wat die meester doen, die verhewe een doen, hoeveel te meer sal julle nie dan ook dienaars word wat mekaar in liefde dien nie. Dit is die eenvoudige logika wat Jesus hierso sê. Die probleem egter vir ons is dat ons die woord dien hoor, dan dink ons slawerny. Ek en jy dink dadelik oor 'n ding wat ek moet doen. Selfs as dit kom by Jesus, wel Jesus het nou sy kant van die deal gedoen. I better pull my socks up en ek moet nou my kant van die deal doen. En dit is hoe ek en jy dan begin oor dienaarskap dink, selfs van ander, in steede dat ons dink in die kategorieë van liefde. En dit is hoekom die gedeelte eindig. Kyk weer die opdrag wat Jesus dan gee in vers 34. A new commandment, dit sal op die skerm wees hier agter my. A new commandment I give to you, that you love one another just as I have loved you. So you also are to love one another. So beide my voorbeeld, dis beide die model van hoe julle mekaar moet lief hê, maar dit bied ook vir julle die motivering. Just as I've loved you, you also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Jy sien, dit is moontlik, vriende, vir jou en vir my om te kan sê, ek gaan dien want Jesus gee my 'n opdrag. Of jy kan sê, ek gaan dien want dit is die voorbeeld van Jesus wat ek kry. Dis goed, daai dinge. Maar daar's iets verder. Dit is soos die volgende. Dit is so, sorry, nog 'n kind illustrasie. Jammer, ek het kinders. Dit is soos, as 'n kind klein is, dan gee hom opdragte. Jy sê vir jou kind, maak jou kamer skoon. Okay, hy moet help in die huis, hy moet help dien. Maak jou kamer skoon. En daar's 'n mate wat hulle op 'n stadium kan sê, okay, ek gaan dit doen want my pa het gesê ek moet dit doen. 'n Beter ding is as hulle op die punt kom waar hulle sê, ek gaan dit doen want ek sien my pa en my ma dit ook doen. Maar daar's iets meer as dit. Daar's 'n maturity wat kom die dag van jy sê, ek weet ek het die opdrag, ek weet ek het die voorbeeld, maar ek doen dit want ek is oorweldig deur my ouers en my siblings se liefde vir my. En ek is lief vir hulle. So ek doen die ding wat hulle wil hê, ek maak soos hulle maak, maar dit word gedryf uit liefde uit. Ek dien want ek is lief vir hulle. Dis hoekom ek dit doen. En vriende, dit is wat
in effek ons hier geroep word. Dit is 'n full circle. Sien jy die full circle? Jesus is lief vir jou en vir my, omdat hy lief is vir ons, dien hy jou en my. En hy roep ons om te dien ook uit liefde uit. Die uitdaging vir jou en vir my in dit. Die uitdaging vir ons wat vanaand hier so sit. As julle enigstens soos ek is, ek weet hierdie goed. Ek ken die evangelie, ek weet ek behoort ander te dien, ek weet ek behoort ander te dien want Jesus het my gedien. Maar as ek moet eerlik wees, ek voel dit nie altyd nie. Die rede is, selfs as Christene is ek en jy kronies selfgesentreerd. Dit is nog steeds, daar's nog steeds hierdie sonde, my vlees, wat eerder gedien wil word as ander dien, selfs wanneer ek 'n kind van Jesus is, of 'n kind van God is en lief is vir Jesus. En vir daardie rede, vriende, wat ek en jy nodig om te doen in hierdie stryd waar ons geroep word om uit liefde uit Jesus se voorbeeld te volg en te dien, is ek en jy nodig om aan te hou Jesus te aanskou. Ek weet nie of jy het opgetel het nie in daai gedeelte, ek dink is daar in vers 31 en 32, 5 keer praat Jesus van glory, dat hy word geglorify, dis die Vader wat hom glorify, hy gaan nou geglorify word. 5 keer verwys hy of na die Vader se verheerliking of sy verheerliking, dis 'n massiewe woord in die boek van Johannes, en dit is alles ultimately in die boek van Johannes wat gaan gebeur op die kruis. Die kruis is waar Jesus verheerlik word, dit is waar Jesus in al sy pragt en in sy majesteit gesien word. En vriende, dis wat ek en jy nodig het. Dis by the way hoekom ons liedjies sing soos vanaand. Dit is hoekom ons kerk toe kom. Dit is hoekom jy stilte tyd hou. Is ek en jy beklei om Jesus in al sy glorie te sien. Om Jesus te sien as die dienende, die liefdevolle dienaar. Dis wat ons doen. 2 Korintiërs 3 vers 18. Paulus sê, and we, hy praat met Christene, we with unveiled faces, beholding the glory of the Lord Jesus, are being transformed into his likeness from one degree of glory to another. Dit is vriende, hierdie is wat ek en jy geroep word. As jy weet jy moet ander dien, maar jy voel nie soos dit nie, is die antwoord, kyk na Jesus. Oor en oor en oor, sien Jesus in al sy glorie, en soos wat ons hom sien, en ons besef toenemend, hoe lief hy vir ons is, hoe hy sy lewe neer vir ons gestel het, as jy gaan aanhou, bidend, kyk na daai Jesus, dan verander dit jou, die kyk verander jou. En ewe skielik word jy iemand wat soos Jesus begin voel, en soos Jesus begin doen. So kom ons doen dit, kom ons kyk na Jesus. Maar die verdere rede, ek dink hoekom ons baie keer in praktyk sukkel om dienaars te wees, ek weet nie van julle nie, is bloot net, want ek is en ons is amper daar, is dat ek voel net oorweldig, die behoeftes is so groot, dit voel net so massive om te dien, dat ons voel geparalyzed op die beste van tye om ander te dien, en dan dien ons nie. En so ek wil vinnig net baie kortliks 3 voorstelle hier gee vir jou en vir my, soos wat ons geroep word om dienaars te wees soos Jesus. Die eerste voorstel wat ek ons tot wil roep aandiens is dit, wanneer jy dink oor dienaarskap, en ek en jy wat geroep word om mekaar in die wêreld te dien, is begin deur klein te dink. Dink klein. Die voorbeeld hier is voete was. Voete was is nie 'n groot ding nie. Die meeste van ons dink, hoor jy, ek moet die wêreld verander. Jesus roep vir my om world hunger uit te sort. Maar die antwoord is nee. Hy roep ons om mekaar se voete te was. Dit is iets wat ons kan doen. Net hierna gaan Stefan opkom en hy gaan hier op die skerm dink ek 'n paar dinge noem, en later in die week gaan hulle vir julle hier by die aanddiens meer praktiese, tangible, klein, doenbare kategorieë gee waar ek en jy kan dien. Vriende, voor ek en jy die ou gaan wees wat world hunger gaan uitsorteer, gaan ons eers hier mekaar moet dien. Ons gaan dit eers hier moet uitfigure, in die klein voete as goeters. Voordat ons die wêreld gaan verander, moet jy eers jou bed opmaak. Dit is hoe dit werk. As jy nie jou bed opmaak nie, moenie dink jy gaan die wêreld verander nie. En dit is die punt hier, vriende, kom ons dink klein. Tweede ding, kom ons dink gesamentlik. Daai opdrag in vers 34, die commandment to you is in die meervoud. Dis nie vir jou alleen nie, dis vir ons, en dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus, want dit beteken, ek hoef nie alleen hierdie onmoontlike take te doen nie, ons het mekaar. Dis hoekom jy in 'n ligpunt gesin is, sodat jy saam met ander mans en vrouens kan wees, disippels van Jesus wat geroep word om te dien, maar jy weet jy kan dit nie alleen doen nie, ons het mekaar se bemoediging, mekaar se gawes nodig om te kan saam dien, in 'n ligpunt gesin, en by aanddiens saam te kan dien.
En aanddiens saam met Ligpunt se oggenddiens om saam te kan dien. En Ligpunt saam met die ander kerke in die Union om saam mekaar te dien. En die kerk in Afrika en in die wêreld om saam hande en voete te vat en saam te dien. Ek en jy, soos dit ons hier so staan, en ek was net hier 'n ou voet en jy was daar 'n voet, voel dalk nie asof die wêreld kan verander nie, maar 'n weermag oor die wêreld van God se mense wat saam Jesus se commandment beantwoord en gehoorsaam. Ons kan 'n groot huis saam slaan. Laaste ding. So dit is dink klein, dink gesamentlik, derdens dink langtermyn. Vers 1, Jesus loved them to the end. Ek dink die gevaar met millennials en met Gen Z's, is dit wat julle self noem? Okay, almal wat hipster is, basically. Okay? Ek grap, maar ek dink die gevaar, ek dink julle is 'n awesome generasie, by the way. Ek dink julle is 'n awesome generasie. Want julle generasie van mense julle sien die staf in die wêreld en julle wil iets doen. Die probleem is baie soos die skilpad in die haas-storie. Baie ouens van hierdie generasie begin met 'n bang, ek gaan die wêreld verander en dan teen môre dan is dit 'n bietjie boring en is die entoesiasme is nie meer daar nie. En so ons het nodig, wanneer ons kom by dien, het ons nodig om te dink langtermyn. Wat ek en jy geroep word om te doen is, vriendin, Jesus roep jou en my om te sê, love to the end. Hou aan, sien dit deur. Wees soos die skilpad, jy hoef nie ligte uit te skiet nie, maar wees reliable, wees steady, wees consistent, wees 'n man en 'n vrou van jou woord. Hou aan dien in die klein manier nog volgende jaar, oor 5 jaar, wanneer jy 80 is en jy's in 'n rolstoel, dien nog steeds. Love to the end. Die uiteinde van dit is tweeledig. Om te dien is die goeie lewe, vriende. Kyk in vers 17, blessed are you if you do these things. Ek en jy dink ons gaan gelukkig wees as ander ons dien. Dit is 'n leuen van die duiwel af. Jy gaan op jou gelukkigste wees. Jy gaan geblessed wees. Daai woord blessed is happy. Happy are those that serve, that wash one another's feet. Hierdie is die goeie lewe. Stort jouself uit vir ander en jy sal die gelukkigste persoon wees wat jy kan wees. En die verdere laaste uiteinde, as ons dit doen, sal ons 'n advertensiebord wees van Jesus vir die wêreld. Kyk na vers 35, die laaste vers. By this all people will know that you are my disciples, if you love one another. Vriende, hierdie is evangelisasie. Ons praat volgende week oor sendelingskap, ook hierdie week, eintlik elke week. As ons mekaar dien, dan sien hulle vir Jesus. Hulle sien die lydende dienaar. Hulle sien Jesus in al sy glorie. Die Gees trek hulle in geloof na Jesus toe, soos wat ek en jy dien. Dit is wat ek en jy ingeroep word. Ek sluit af weer met daai woorde van daai liedjie. Die vraag in die liedjie is daar, where is the love? Father, send us some guidance from above. Antwoord is hy het in die persoon van Jesus. Jesus is God se liefde vergestalt in lewende lywe, soos hy op hierdie aarde geloop het, soos op die kruis gesterf het om jou en my te dien. En as jy rondkyk hier by aanddiens, soos ons mekaar dien, sien jy Jesus. Jy sien die liefde. Ons is die antwoord op 'n wêreld wat seer en moeg en swaar is. Van die wêreld is messed up. Maar Jesus is hier om skoon te was en heel te maak. Kom ons bid saam. Ag Vader, ons wil vir U loof en prys. Jesus, ons wil U naam besing, omdat U ons kom was. Dankie dat U het op die mees gruwelooslikste van maniere U lewe neergelê om ons silwer skoon, completely clean te maak. Here, ons loof en ons prys U vir daai realiteit. Maar ons bid en vra dat U ons nie daar sal los, skoon en lekker gemaklik vir onsself nie, maar dat U ons sal slyp en vorm, gevul met liefde vir die liefde wat ons ervaar het, sodat ons mekaar en ander sal dien. Here, maak ons so mense, maak ons so 'n geloofsgemeenskap. Here, doen dit, werk deur ons sodat ander
ook die knie voor Jesus sal buig. En doen dit, Here, sodat ons die geseënde, gelukkige lewe nou reeds in U kan proe en ervaar. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.